Met uniewording in 1910 skep die geldmag kunsmatig 'n nuwe volk. 'n Volk sonder 'n verlede, 'n volk sonder 'n toekoms. 'n Volk wat sou bekend staan as White South Africans. Die Afrikaner moes eers sy identiteit tussen die ander blanke volke van die suidelike Afrika verloor. 2 jaar later kom die African National Congress tot stand. Hulle deure sou oopstaan vir alle South Africans, ongeag ras of volk. Met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog word die Uniemagte deur generaal Botha aangewend om Brittanje se ryksuitbreiding in Duits-Wes-Afrika waar te neem. Die ou boereleiers, De Wet en Delarey, verset hulle teen hierdie daad waarin Afrikaners gebruik word om die empire uit te brei. 'n Jong weermagoffisier word gefusileer toe hy in opstand kom teen hierdie optrede van die White South Africans. Opstand, want Jopie Fourie wou boer wees. Om boer te wees was nog nooit maklik nie. Afrikaners wat nie meer op hulle vernietigde plase kon voortbestaan nie, moes as arbeiders en daglonaars teen 'n karige vergoeding in die stede en in die myne gaan werk soek. Aanvanklik wou die mynbase nie die Afrikaners werk gee nie, maar toe die uitlanderwerkers begin staak om hoër lone, het die deure vir die verarmde Afrikaners oopgegaan. Aan die einde van 1921 was die geldmag gereed om die Afrikaners se dienste te vervang met goedkoop swart arbeid. Die mynwerkers het hulle hierteen verset en die mynbase het generaal Smuts en die Unieweermag ingespan om die stakers te verpletter. Vandag voer die Afrikaner mynwerker steeds 'n stryd om te oorleef, te midde van oproepe en wetgewing dat hulle poste aan swart trekarbeiders oopgestel moet word. Hierdie keer is dit die Nasionale Party wat sy ontstaan en groei aan die Afrikaners steun te danke het, wat gereed staan om die nodige druk namens mynbase toe te pas. Vergete is al die moeite wat mense soos Dr. Albert Hertzog gedoen het om die Afrikaner mynwerkers weer daarvan bewus te maak dat hulle deel van 'n volk is, dat hierdie volk kan bystaan in hulle stryd teen die roekelose geldmag. Dr. Hertzog het 8 jaar in die buiteland deurgebring. Hy was op Oxford en hy het daar 'n intensiewe studie gemaak van die vakbondwese en gesien watter 'n rol dit in Europa speel. Toe hy terugkom na Suid-Afrika het hy die haaglike toestand gesien waaronder die Afrikaners verkeer en dadelik besef wat 'n vakbond vir hulle sou beteken. Sonder politieke en ekonomiese mag het die volk in die stad verarm. Trotse boere moes in toue staan om kos te kry. Die geldbase het bepaal wie werk kry en wie nie, wat die betaling sou wees en watter taal gepraat moes word. Vandag staan die Afrikaners weer tou om kos te kry. In die noorde en weste van Pretoria en in die voorstede van Johannesburg vind ons die tekens van armoede en verval onder diegene wat die partypolitici nie meer nodig het nie. Sedert 1984 gebruik die Nasionale Party kleerlinge en Indiërs om hulle in die groen kussings van die parlement te hou. Om die guns van ander volke te bou, kan die party nie meer aandag gee aan die mense wat hom in die eerste plek aan bewind geplaas het nie. Hier soos elders is dit die Afrikaner weerstandsbeweging wat kos en komberse moet verskaf om te sorg dat volksgenote nie heeltemal ondergaan nie. Jarenlang al is dit individuele lede van die AWB wat onder leiding van die organisasie kos versamel om uitgedeel te word aan werklooses en verarmde Afrikaners in die stede. Hierdie aksie gaan nie sonder groot persoonlike opofferings gepaard nie. Hierdie manne staan dag voor dag op
om uit hulle eie landerye en die van ander welwillendes groente in te samel. Daagliks word dit van die platteland af na Pretoria en Johannesburg se voorstede vervoer. In die 40er jare het die Afrikaners 'n magtige volksorganisasie gehad om hulle verzet teen die deelname van die White South Africans aan die oorlog teen Duitsland te dra. Die Ossawa brandwag is vroeg in sy bestaan ondergrawe en verketter deur die Nasionale Party en sy magtige persmasjien. 'n Persmasjien geborg deur Kaapse geldbelange. Met die Ossawa brandwag se hulp het die Nasionale Party die regering in 1948 oorgeneem. Vir sy vriende in die Afrikaner Broederbond het die party goed gesorg. Nuwe poste was volop en nuwe verdrae is met die geldmagte gesluit. Algaande het hierdie organisasie, wat aanvanklik Afrikaner belange op die hart gedraai het, ander belange begin bevorder. Ten spyte van 'n nasionale regering het die geldmagte nog steeds goedkoop swart arbeid gekry. Eers is daar probeer om die instroming te beheer. Vandag is die saak gewonne gegee. Die oorskotbevolking van ander lande het nou vrye toegang tot die erwe van ons vadere. Uit die swart woonbuurte hoor ons die eise van die nuwe South Africans. Die kinders van die goedkoop arbeid eis nou mag. Well, firstly they stab the person and then beat him. After beating him, then they necklace that particular somebody. Well, it's just a matter of using a tire, petrol, and then matches. Die broederbonders slou steeds aan hulle poste en sirkuleer dokumente waarin die Afrikaners se boedeloorgawe uitgestippel word. Intussen het die voorsitter van die geheime organisasie, professor De Lange, reeds onder die beskerming van die Amerikaners met die ANC onderhandel. In dieselfde jaar wat die Broederbond voorsitter by die ANC gaan wit voetjies soek het Suid-Afrika se voorste verteenwoordigers van die geldmag ook in Lusaka gaan kuier. Anglo-American, Premier Milling en ander jagters van die groot wins wou net seker maak dat wanneer die ANC se moordbendes oorgeneem het, hulle nog toegelaat sal word om besigheid te bedryf. Kort hierna verskyn daar volblad advertensies vir die wettiging van die ANC in verskeie koerante. Op 'n koue wintersaand op Heidelberg in 1973 word die Afrikaner Weerstandsbeweging gestig in hierdie motorhuis. Dit was die nederige begin vir wat eers 'n klein Gideonsbende was. Hieruit het die volksstaatgedagte weer sy beslag gekry, het 'n volksbeweging, 'n vryheidsbeweging ontstaan. In 1978, nadat 'n sekere Afrikaanse professor in geskiedenis herhaaldelik die historiese betekenis van Geloftedag afgemaak het die hoofleier van die AWB en 'n groepie manne die volk se gewete weer klank. Die opspraakwekkende teer- en veersaak het daarop gevolg.